Vanoggend wil ek 'n woord bring wat ek titel die reën van sy gees. Dit is my baie interessant. Die afgelope week het ons hierdie snaakse reën gehad, die afgelope paar dae. Nou die ouens, ek is nie 'n weerkundige nie, maar die ouens wat weet sal sê, hierdie is laatreëns. Hierdie is laat in die seisoen wat dit reën. Snaaks gewees Vrydag, die een oomblik skyn die son, laat die byle huil, die volgende oomblik val die reën, laat die dakke kraak. En dan die volgende oomblik kom hy son weer uit, maar dan klits hy vir jou. Dis daai humiditeit wat jou so gedruk het. Hoe lyk die reën van God se gees? Die woord praat van vroeë reëns en hy praat van laatreëns. As 'n lied wat ons sing, ek het nou nie voor die tyd eers vir Anja hulle voorberei nie, maar net as ons bedieningsmomente het, sal dit goed wees as ons daai lied in die agtergrond, laat dit reën. Let it rain. Ek onthou Michael W. Smith, toe hy daai lied uitgebring het, dit so tot my gees gespreek. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Is dit nie so dat ons almal is, elke persoon is soos daai droë, dorre land wat eintlik uitroep vir die reën van God se gees? Baie keer beleef jy jouself op 'n plek waar jy verdor is, geestelik. Waar jy uitgemergel is, jy's leeg getap. Jy beleef dat daar niks is wat jy kan gee nie. Jy het niks om te bied nie, jy het niks om te gee nie. Jy's leeg. Dis in daai tye wat ek voel ons die aanraking van God se gees nodig het. Ons die reën van God se gees. Ek onthou so 'n videoklip van Michael W. Smith, as ek nou daai liedjie kan vat, waar hy uitstap. Hierdie man uitstap en sy gesig so op na die hemel en dan val die reën so uit die hemele op sy oop gesig. En in die gees voel ek, is dit wat ons voor smag. Ons weet dit dalk nie, dalk is dit vir jou vreemd, dalk is dit vir jou 'n snaakse gedagte om te dink, die reën van God se gees, hoe lyk dit, Jacques? Hierdie is so 'n bietjie snaakserig. Maar tog, sê die woord, daar's 'n dors in ons. Jesus kom op 'n stadium en sê, almal wat dors het, kom na my toe. Kom drink van die lewende water wat net ek kan gee. So daar's in ons as mens 'n dors, 'n leemte, 'n gap wat net gevul kan word deur die gees van God se volheid. Dis die Here wat jou kan deurdrink met sy gees. Dis hy wat jou kan volmaak. Dis hy wat jou kan vul en wat kan maak dat wanneer jy uitstap hier, jy drup van die gees van God. Is dit nie wat gebeur het in Handelinge nie? Toe die gees van God uitgestort is oor daai klomp disippels in die bokamer, toe kom dit soos vlamme van vuur op hulle neer. Hulle die reën van God se gees beleef, en toe hulle uitstap in die strate, toe drup hulle van die gees. Baie simboliek aan vuur, water, olie. Alles wat spreek van die gees van God, wat op 'n gelowige se lewe wil val, en jou wil volmaak. Jy's dalk in 'n woestyntyd in jou lewe, waar jy deur moeilike goed moes werk, waar jy deur beproewings moet werk, waar daar trauma oor jou lewe gekom het, waar daar swaar kry in jou lewe gekom het, en in hierdie oomblik wil ek vir jou aanmoedig, stel jouself oop, want die Here wil deur sy gees daai dorheid in jou lewe omskep in 'n rivier van heerlikheid. Blaai saam met my in jou Bybel na die boek van Joël. Die boek van Joël, dis nie die eerste keer wat ek uit Joël uitpraat nie, maar die Here het my na Joël toe gevat. Blaai saam met my na die boek van Joël, hoofstuk 2,
Ek sien Annelies het sommer dit ook daarop. Ek gaan nie al die verse lees nie, maar ek gaan hier en daar na 'n vers kyk, vanaf vers 18 tot 32 gaan ons kyk. En ek gaan vertrou dat die Here net dit wat ek nou na julle toe bring, dat hy dit vir jou waar sal maak, dat hy vir jou die waarheid, die woord sal oopbreek, dat jy iets sal hoor van wat God deur sy Gees wil doen in jou binneste. Ek vertrou die Here dat hy die reën van sy Gees sal stuur en dat dit nuwe lewe sal bring in die harte van elkeen hier. Elkeen van julle. Wanneer God se reën van sy Gees uitstort, dan is dit jonk en oud. Maak nie saak wat jou agtergrond is, maak nie saak waar jy trek met die Here nie. God wil sy Gees, daai reën van sy Gees op alle vlees uitstort. Dis eintlik wat hierdie stuk in Joël met ons kom praat. As ons kyk vers 19, staan daar die Here het sy volk geantwoord, hy het gesê, ek stuur vir julle koring en wyn en olie, julle sal oorgenoeg hê. Ek sal julle nie weer tot 'n bespotting onder die nasies maak nie. Die Here wil vir ons oorgenoeg gee. Interessant, ek gaan vinnig dit nou noem, maar gaan nou meer uitbrei daaroor, koring, wyn en olie, en ek het so 'n bietjie van 'n tentoonstelling hier van wyn en olie en koring. Wat my aanbetref, wys al drie heen na Christus toe. Want koring praat van 'n sterfte. Koring moet gesaai word, moet geplant word, en daai koringkorrel moet sterf, sodat daai koringkorrel kan opgroei en uiteindelik menige koringkorrels voortbring. Jesus moes sterf. So koring praat vir my van 'n sterf in jouself, en as ons die voorbeeld van Christus vat, en as ons wil toelaat dat sy Gees ons vul vandag, dan moet ek en jy ook op 'n plek kom dat ons sterf in onsself. Dat ons onsself neerlê en sê, Here, ek wil in u voetspore loop. As Christus gesterf het, dan reken ek sterf ook saam met hom. Ek is saam met Christus gekruisig. Wyn gaan deur 'n proses, dis druiwekorrels wat deur 'n proses gaan, waar daai druiwekorrels getrap word en gefermenteer word, en uiteindelik bring dit iets totaal en al niets voort. Wyn. Die vrug van die wingerd. En daai wyn praat vir my van nuwe lewe. 'n absolute opstanding in 'n nuwe lewe. En ek bedoel, ons kan die doop koppel hier aan, want water, die reën van God se Gees, wat doen dit? Dit doop ons. Ons sterf in ons ou mens en ons staan op in 'n nuwe mens saam met Christus. Daar's 'n opstanding wat ook moet plaasvind. So daar's 'n sterfte, jy moet sterf. Jy moet jouself neerlê en sê, Here, minder van my en meer van u. Ek moet sterf in myself, maar ek wil opstaan in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. En dis waaroor die wyn praat. As jy dan kyk na die olie in die konteks van die woord olyfolie is 'n simbool ekskuus tog, van die salwing van God se Gees. Olyfolie is gebruik om God se konings te salf. Olyfolie is gebruik om siekes te salf sodat daar genesing kan plaasvind. Ek sien in my gees 'n bottel olyfolie wat die Here oor jou wil gooi, en dat die olyfolie letterlik so van jou afdrup, soos wat die Gees van God jou vul. So wanneer jy op 'n plek kom waar jy sterf in jouself, soos daai koringkorrels geplant word en moet sterf in hulle self, en my eie ek neerlê en sê, Here, minder van my, meer van u, dan kom jy en jy sê, maar Here, ek wil ook opstaan in 'n nuwe lewe saam met u. Die oue het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Maar Here, kom rus my toe, kom salf my deur u Gees, sodat ek instrument
in u hand kan wees daar buite. Dan sê hierdie skrif, julle sal oorgenoeg koring, wyn en olie hê. Die Here wil vir ons oorgenoeg hê. Oorgenoeg praat vir my van 'n persoonlike ontmoeting. Waar kry ons oorgenoeg? Ons kry oorgenoeg in die teenwoordigheid van die Here. Dis wanneer jy intap by die Here waar daar oorgenoeg is van wat die Here kan gee. Dis wanneer jy tyd spandeer saam met die Here waar hy jou kom verkoop, waar hy jou kom vul, waar sy reën oor jou uitgiet en jy in oorvloed ervaar en beleef dit wat hy vir jou het en vir jou wil gee. Hierdie jaar is ons tema in sy teenwoordigheid. Dis in God se teenwoordigheid waar jy gevul word tot oorlopends toe. Oorgenoeg. Jy kom dalk as mens op 'n plek wat jy sê ek het nie meer genoeg om te gee nie. Ek voel leeg, ek voel dor. Dis net in die teenwoordigheid van die Here waar jy genoeg ontvang om weer uit te gee. Dan kom vers 23. As ek my aan kan gaan daarso analise, vers 23 sê, ons moet bly wees. Inwoners van Sion, julle moet bly wees. En juig tot eer van julle God, want hy het die reëns betyds laat kom. Hy het die vroeë en die laatreën soos voorheen gegee. Dis my so interessant. In die konteks van daai skrif kan ons op hierdie oomblik in die seisoen in Nelspruit sê, dis presies waar ons nou is. Ons is in 'n seisoen, in die fisiese. Ek weet nie van julle nie, maar ek het nog nie die hoeveelheid reën in Nelspruit beleef wat November, Desember, Januarie geval het. 'n geweldige klomp reën. En mense ons gedink het, dis nou genoeg, die reën is nou klaar. Toe kom verras die Here ons met laatreëns. Dit was daarom lafenis vir die siel. Dat daar net bietjie verligting kan kom. Daai grasperk het so pragtig lowergroen gestaan, maar die afgelope 2-3 weke eers toe kom verbrand die sonde. Maar in 2-3 dae se tyd met reën. Incredible. Hoe jou grasperk skielik lewe kry. Jy het hom nat gemaak, maar daai water het ingesink, dit het niks gebeur nie. Maar die reën wat die Here gee, kom maak die velde groen. Kom bring verligting. So die Here sê, hy het die reëns betyds laat kom. God is nooit laat nie. Hy bring die reën betyds in jou lewe. As jy dors is, as jy honger is, as jy desperaat is vir die Here, jy uitroep na hom, sê hy, ek sal jou ontmoet waar jy is. Ek sal betyds wees in jou lewe. Ek sal opdaag. En hy sal die vroeë reëns en die laatreëns soos voorheen laat kom. Vers 24 sê die dorsvloer lê vol koring. Hoor weer die koring, die parskype loop oor van wyn en van olie. Daar's oorvloed in God se huis. Oorvloed koring, wyn en olie. In vers 26 kom herhaal die Here homself. Hy sê, julle sal oorgenoeg hê om te eet. Julle sal die naam van die Here julle God prys. Hy wat wonders vir julle gedoen het. My volk sal nooit weer in skande kom nie. En as jy hierdie stuk gaan deurlees, dan by herhaling sê hy sal skande van jou wegvat. Hy sal die bespotting van die nasies van jou wegvat. Hy sal vernedering van jou wegvat. En soveel keer deur die beproewing en swaarkry waardeur ons as mense gaan, is dit daai goed wat ons in die grond druk, skande, skaamte, vernedering. Almal vir ons beleef dit op een of ander tyd. Vernedering, skande, skaamte. Dan sê die Here, hy wil jou kom herstel, hy wil vir jou sy gees kom gee. Hoor net wat sê vers 28.
Wanneer dit alles gebeur, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom. Julle jong manne sal visioene sien. Ek sal my gees laat kom op alle mense. Vers 29, in daardie tyd sal ek my gees laat kom selfs op die wat nie in aansien is nie. God wil sy gees in oorvloed. Hy wil sy gees soos die reën wat stortvloed, wil hy laat kom op alle mense. En dis my verwagting. My verwagting is dat sy gees soos reën op elkeen van ons hier sal val. Dat sy gees op sy kerk sal val. Dat gelowiges in sal drink wat God vir hulle het en vir hulle wil gee. Dat dit wat hierdie woord sê, dat julle seuns en dogters sal begin profeteer, julle ou mense drome droom, julle jong manne visioene sien. Wat my amazing is, hy sê, ek sal my gees laat kom selfs op diegene wat nie in aansien is nie. Is dit nie so dat baie keer ons hoor van iemand wat aangeraak word deur die Here se gees, iemand wat gebruik word deur die Here, dink ons dit moet een of ander besonderse persoon wees. Dis vir die groot Christene bedoel. Dan dink ons dis nie vir ons nie. So is baie keer geneig om onsself uit die equation. Ons weet God kan opdag, ons weet God is by magte, ons weet God kan wonderwerke doen, ons weet God kan voorsien, maar ons dink hy gaan my oorsien. Ek is nie besonders genoeg vir die Here om vir my 'n wonderwerk te doen. En dan wil die Here sê, hy sal sy gees laat kom, selfs op diegene wat nie in aansien is nie. As jy na jouself kyk en dink ek is nie in aansien nie, dan sê die Here, ek sien jou raak. In my oë is jy besonder. In my boekies wil ek nie een persoon sien wat oorgeslaan word deur my uitstorting van my gees, wanneer die reën van my gees in oorvloed val op elke liewe persoon wie sê ek is honger, ek is dors vir 'n aanraking van God se gees. Die uitstorting, die vervulling, daardie verkwikking, die krag van God se gees is vir elke liewe gelowige bedoel. Dis nie net vir sekere gelowiges bedoel nie, dis vir elke gelowige bedoel. Ons is tans in ons nuwe lewe kursus besig om te bedien oor God se gees en ons breek die woord oop en ons skep die platform om te sê, maar elkeen van ons, dis 'n geskenk, dis 'n gawe, God se gees is 'n gawe vir ons. Hy sê as jou kind vir jou kom vra vir 'n stukkie brood, gaan jy vir hom 'n skorpioen gee. As jou kind vir jou kom vra vir 'n bietjie melk, gaan jy vir hom gif gee? Nee. As jy as ouer wat nie volmaak is nie, weet om goeie gawes vir jou kind te gee, hoeveel te meer sal die Here nie vir jou die Heilige Gees gee as jy vir hom vra. Die Heilige Gees is die grootste geskenk wat ons kan kry. Die volheid van God se Gees wat soos reën wil val op jou. Die krag van God se Gees. As iets van die volheid van God se Gees wat die kerk nog mis, dat ons moet instap. En ons het dit, ons het toegang tot dit. Jesus het vir ons die weg gebaan. Hoor wat sê vers 32. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees, so het die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is by die wat gered is. Die Here sê vir elkeen, sê saam met my, elkeen wat die Here aanroep, is daar uitkoms.
As jy die Here aanroep, dan sê die Here, sal ek my laat hoor, laat vind deur jou. As jy my soek met jou hele hart en opregtheid, sê die Here, sal ek my deur jou laat vind. Jeremia 29 vers 12. Ek sal my wil aan jou openbaar, as jy opreg soekend is na my wil. As jy my aanroep, sal jy gered word. Daai woordjie uitkoms verwys na redding, bevryding, vrymaking, verlossing. God wil vir jou uitkoms gee. Hy wil vir jou verligting gee. Hy wil vir jou vrymaking gee. Hy wil vir jou verlossing gee. Dis die God wat ons dien. God gee vir ons meer as genoeg. Meer as genoeg vergifnis. Meer as genoeg vryspraak. Meer as genoeg vryheid, versoening, vrede, voorspoed, nuwe lewe, oorgenoeg koring, wyn en olie. Dis wat God gee. In oormaat, oor as genoeg. Ek weet nie waar trek jy nie. Ek weet nie hoe lyk jou land nie. Is jou grond dalk omgedolwe en jy wag vir die reën? Of dalk sit jy met 'n dorre land waar die krake nou al in die grond is en jy's desperaat vir reën. Geestelik gesproke, waar trek jy? Dalk is jy iemand wat gereeld intap by die Here en jy is soos hierdie tropiese wat. En jy drink net in wanneer die Here kom en die reën stuur. Dalk is dit vir jou vreemd. Dalk weet jy nie. Jy's onseker, kan ek? Sal die Here vir my ook van sy gees gee? Dan wil ek vir jou sê, verseker. As jy honger, as jy dors, sal die Here vir jou koring, wyn en olie in oorvloed gee. Soos wat hierdie skrif sê. Nou blaai net een hoofstuk verder, hoofstuk 3. Hoofstuk 3, en ek wil net 'n paar stukke uithaal. Hy kom hier vanaf vers 9, en hy sê vir die nasies, maak julle klaar vir oorlog. Roep julle dapper manne op, en julle soldate moet opruk en nader storm. Maak swade van julle ploegskare en spiese van julle snoeiskerre. Selfs die swakkes moet sê, ek is 'n soldaat. Maak gou en kom, al julle nasies van die omgewing, laat hulle bymekaar kom en bring u leermag af daarheen, Here. Ek wil vir sê, ons praat hier oor die gees van God, wat uitgestort word oor alle vlees, maar die realiteit is, dat alle vlees, alle mense, nie oop is vir die geeswerking van die Here nie. Is dit nie? Soveel mense het hulle harte toegemaak vir die Here. En dan sê die Here, daar's 'n desperaatheid by hom. Hy sê, roep die weermag op, roep die soldate op, want daar's 'n oorlog aan die gang in die gees. God se begeerte is om sy gees uit te stort, soos reën oor alle vlees, maar daar's 'n oorlog, want daar's mense se harte wat toegesluit is, wat nie die gees van God wil ontvang nie. En dalk by jou het jy tot op hede net 'n bietjie toegelaat. Jy het net so 'n bietjie in die vlak water, enkel diepte ingegaan. Jy het net so 'n bietjie, net tot hier by jou knieë gekom. Jy het nog nooit beleef die absolute vryheid om te swem in die heerlikheid van die Here nie. En dalk gebeur dit dat wanneer jy so bietjie ingaan in die teenwoordigheid, so bietjie in jou geestelike lewe oplewing beleef, dan gebeur daar 'n klomp goed in jou lewe. Skielik beleef jy vervolging, skielik gaan dit finansiëel swaar, skielik kom jy in 'n ongeluk en daai kar van jou is gebreek, skielik in jou huwelik gaan dit swaar, en dan trek jy terug.
Want daar's 'n geestelike battle aan die gang. Daar's 'n geestelike oorlog aan die gang, want God se begeerte is om sy gees soos reën oor jou uit te stort, maar die vyand wil die reën van God se gees ten alle koste van jou weghou. Hy wil nie sien dat jy in oorvloed instap, in oorwinning instap nie, dat jy daai vergifnis, vryspraak, versoening, nuwe lewe beleef nie. En dan kom hierdie skrif. Vers 13 sê hy, hulle sondes is baie. Steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, die parskyp is vol, die wynkuipe loop oor. Daar is mense en nogmaals mense in die beslissingslaagte, want naby is die dag waarop die Here sal straf in die beslissingslaagte. Die oorlog waarin ons gewikkel is, julle, is 'n oorlog vir die siele van mense. Mense wat nog besluit moet neem vir die Here of teen die Here. Daar's 'n oorlog aan die gang vir jou siel. Want die vyand wil ten alle koste die geestelike oplewing wat jy beleef, wil hy van jou steel. Hy wil die oes op die lande kom steel, maar God se begeerte is om in oorvloed koring, wyn, olie te gee, om sy gees uit te stort op alle vlees. Maar daar's 'n battle. Daar's 'n oorlog. En daar's 'n keuse wat ons moet maak. Want die mensdom is gedompel in sonde. En die Here roep ons op as soldate, as liggaam van Christus, om die sekel te gaan inbring en die oes in te bring. Want daar's mense en nogmaals mense in die beslissingslaagte. Mense en nogmaals mense wat 'n keuse moet uitmaak. Daar's in jou familie mense wat voor 'n keuse staan. Gaan ek die Here dien of nie? Daar's in jou gesin mense wat voor 'n keuse staan. Daar's by jou werksplek 'n kollega wat langs jou werk, regs van jou werk, die kant, daai kant. Iemand wat jy vir jare lank ken, wat jy weet, daai persoon sukkel om die keuse vir die Here te maak of nie. Maar selfs mense wat godsdienstig sal sê, ek is 'n gelowige. Hulle is mooi godsdienstig, hulle het iewers groot geword in die kerk, hulle het iewers blootstel aan die kerk, maar nogtans is daar nie oorwinning nie, daar's nie geesdeurbraak nie, daar's nie werklik waar, daar die soeker na 'n vervulling, na die reën van God se gees, wat my kom verkoop, my kom oorweldig, en ek wat bereid is om te sterf, soos daai koring in die grond, en op te staan in 'n nuwe lewe, en die salwing en die krag van God se gees te vat. Want daar's 'n geestelike oorlog vir die siele van mense. God se begeerte is om sy gees uit te stort. Maar daar's 'n battle. En daai battle is reël. Kyk net vers 17. Dan sal julle besef dat ek die Here julle God is. Ek woon op Sion, my heilige berg. Dan sal Jerusalem heilig wees. Vreemde nasies sal daar nie meer deurtrek nie. Daardie dag sal daar volop wyn wees op die berge. Oorvloed melk wees op die heuwels. Daar die slote van Juda sal water loop. 'n Fontein sal uit die huis van die Here borrel en die Sitimdal nat lê. Toe ek van daai fontein lees, toe vat ek my terug na Johannes 4, waar Jesus sê, wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Dis met verwysing na die Gees wat die sal ontvang wat in hom glo. As jy Jesus Christus bely as jou Here en jou saligmaker, dan kom woon die Gees in jou. Dan is jou gees nie meer dormant of dood nie. Jou gees is lewend gemaak in Christus. Maar daar is 'n begeerte en is meer as net dit, waar God sê, ek wil jou kom toerus. Ek wil die volheid van my krag oor jou kom uitstort. Soos 'n reën. Ek wil jou kom verkoop deur my gees.
Want ek roep 'n liggaam wat 'n oorgenoeg het, wat meer as genoeg het. Ek wil jou deel maak van daai weermag wat die sekel gaan indien en die oes inbring. Dis God se begeerte. Daar is soveel mense wie hierdie keuse moet maak. Lewe of dood in die beslissingslaagte. Daar's mense in jou familie wat jy weet daardie keuse moet maak. Is jy bereid om te sê, hier is ek, Here. Hier is ek, Here. Ek is bereid om te sterf in myself. Ek is bereid om myself oor te gee. Ek is bereid om saam met Christus te sterf. Ek is bereid om saam met Christus op te staan. Kom salf my. Kom raak my aan. En ja, jy kan kom. Die salwing van Christus verteenwoordig sy krag, sy gesag, sy genesing, sy seën, sy reiniging, sy uitstort. God se begeerte is na meer van sy gees. Sal my daai laat het. Kom ons sluit die oë. Ekskuus, voor ons dit doen, kan ek vra dat almal staan? Staan gou saam met my almal. Toe ek afsonder en vra, Here, hoe wil U hierdie geleentheid, hierdie diens afsluit? Toe ervaar ek almal moet staan. Want God se begeerte is dat nie een persoon sal uitmis wanneer hy sy gees wil uitstort nie. God se begeerte is dat almal sal oopmaak. En daarom die uitdaging om te sê, is jy bereid om jouself oop te stel? Jouself oop te stel dat die gees van God jou kan kom aanraak, dat die reën van God se gees oor jou kan kom. Net daar waar jy is. Kom sluit die oë.
Net daar waar jy is, dan maak net jou hande oop om te ontvang. Ek gaan 'n gebed bid en vra dat die Here deur sy Gees sal beweeg tussen die banke. Vader, ek bid nou in die naam van Jesus, o Gees van God, dat U sal beweeg. Here, dat U deur die banke sal beweeg en elke persoon, elke individu hier sal aanraak in die naam van Jesus, dat die reën van God se Gees sal opdaag in ons midde. En daar waar daar dorheid is, daar waar daar doodsheid is, in die naam van Jesus, breek deur. Laat die skanse val, Here. Laat die mure wat ons gebou het om ons harte, laat die twyfel wat ons het, Here, laat die terughou wat ons nog steeds wil skop, Here, in Jesus naam, bring 'n vryheid, Here. Bring 'n losmaking deur die Gees. En gee dat U Gees sal val op elkeen hier. Kom raak mense aan, kom vul ons met U Gees, kom laat U krag oor ons neerval as 'n gemeente, as gesinne, in Jesus naam. Laat dit reën, laat dit reën, maak oop die hemelse sluise, ontvang nie daar waar jy is, laat dit reën, laat dit reën toch oor ons leven, laat dit reën, laat dit reën, maak oop die hemelse sluise, laat dit reën, laat dit reën, reën toch oor ons leven, laat dit reën. Ek wil hê net daar waar jy is, maak jou oë toe, praat met die Here, roep die Here aan, roep hom aan in jou situasie. Jy weet waar daar dorheid is, jy weet waar daar doodsheid is in jou lewe. Bring daai kwessies na hom toe en vra dat die reën van God se Gees sal kom en deurweek, dat hy skanse sal breek, dat hy deurbraak sal gee in jou hart. Jy daar waar jy is, roep hom aan, vat hierdie geleentheid, roep die Here aan, daar waar jy is. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus.
As die Here met iemand spesifiek praat, as jy 'n woord van die Here kry, wil ek hê jy moet daai woord kom onderwerp, en dat ons daai woord release. Ek ervaar daar's woord wat die Here op hierdie oomblik wil release. Kom ons vertrou die Here. Ek ervaar in my gees, daar's mense wat hier is. Jy stap in jou lewenspad, jy stap in jou geestelike pad met die Here, en elke keer kom jy op 'n plek waar jy voel, nou gaan ek deurbraak kry. Nou gaan ek deurbreek in my geestelike lewe, en dan gebeur daar iets wat jou heeltemal saaitrek. En dis alvos jy weer terugval in ou gewoontes, asof jy terugval in goed waaroor jy lankal veronderstel was om oorwinning te kry, en of jy van voor af weer die trappies moet klim. En elke keer nes jy voel, jy kom daar waar jy geestelik deurbreek, dan wil die vyand vir jou lê en wag, en hy wil jou poetjie. As ek jy is, ek gaan net vir jou bid, steek jou hande op as jy wil. Vader, ek bid in die naam van Jesus, waar mense sukkel om deur te breek, in die naam van Jesus, dat U sal deurkom soos die helder middagson, dat U lig sal skyn in mense se harte, dat U sal deurbraak gee in die naam van Jesus. En dit wat verhoed, Vader, vir hulle om deur te breek, as daar houvas is, Vader, strongholds is, wil ons in die naam van Jesus kom en dit verbreek. Want ons niks wat kan staande bly voor die krag van U Gees nie. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Waar die Gees van die Here is, kom vrymaking. En ek bid, Here, dat U sal kom en vrymaking sal bring in hierdie oomblik, Here. In Jesus naam. Ek ervaar, daar's mense wat sê, ek is in 'n siektestoestand eintlik konstant. Nes ek voel my liggaam herstel, dan as ek weer terug, waar ek pyn beleef, waar ek nie deurbraak kry nie, waar ek voel, my liggaam is fisies net nie in staat om een voet voor die ander te sit nie. As dit jy is, steek net jou hand op. Vader, in die naam van Jesus, bid ek vir geestelik aanraking van liggame, Vader, dat U genesende krag oor liggame sal kom, en dat daar waar daar aanslag is van krankheid, in die naam van Jesus, dat U Gees deurbraak sal kry. U woord sê, deur Jesus se wonde kom daar vir ons genesing. En ek spreek U genesende krag uit oor mense se liggame in hierdie oomblik. As jy in hierdie oomblik pyn beleef, wil ek hê jy moet jou hand sit op die plek waar die pyn is, en ek vertrou die Here dat hy genesing sal bring in hierdie oomblik. Vader, ek bid, Here, dat U krag nou op mense sal kom. Dat hierdie pyn wat daar is, inflammasie, Here, spiere wat in lyn moet kom, senuweestelsels wat in lyn moet kom, organe wat moet beweeg en doen wat dit moet doen, Vader, bloed wat moet funksioneer soos wat dit moet, Vader, in die naam van Jesus, bring liggame in lyn met U woord. Ons spreek U genesende krag uit, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Kom ons luister net hier. Een van die skrifgedeeltes wat Job vanoggend gelees het, is Job 2.
vers 32. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek het vaders, mamas en papa's, vrouens en mans, wat hulle geliefdes bid, wat nie die Here ken. En dit was voor Jezus naam dalk eindelik aangeroep. Mag ons vandag bid en sê, elkeen wat die Here se naam aanroep, sal gered word. Ook hulle wat hom nie ken, wat oneindelik wegskryf. Soos jy as ouer of vrou of man, hoor jou geliefde, roep die Here se naam, en sê jy, dankie Here. Elkeen wat die naam aanroep, sal gered word. As jy hier is en jy getuig met hierdie woord, daar's 'n geliefde, 'n man, 'n vrou, 'n kind, 'n moeder, 'n broer, 'n suster, wat nie die Here ken nie, steek jou hand op. Vader, ons bid in hierdie oomblik, Here. Ons wat hier is, roep U naam aan. En ons roep U aan, Here, vir ons geliefdes. Ons roep U aan vir 'n seun, 'n dogter, vir 'n man, 'n vrou, vir 'n broer, 'n sussie, vir ons moeders en ons vaders, wat nie U ken nie. En in die naam van Jesus bid ek dat U Gees nou sal uitgaan, dat U Gees tot hulle harte sal praat, en dat daardie harte wat hard is, sal sag word en ontvanklik sal word vir die woord van God. Dat die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, hulle harte sal aangryp. Dat die genade van die Here Jesus vir hulle sal oopgaan. Dat hulle geestesoë sal oopgaan, dat die blindheid sal lig in die naam van Jesus, dat hulle ore sal oopgaan om te hoor wat U sê, dat hulle harte ontvanklik sal wees, dat hulle die Gees van God sal ontvang in die naam van Jesus. Die woord sê, daar's guns op 'n familie as daar een is wat die Here dien. En ons vra dat U guns die lede sal terugkeer, en dat U guns daardie mense sal intrek. In Jesus naam. Amen. Dankie Anita. Is daar nog iemand wat 'n woord het, wat jy voel die Here vir ons wil gee? Lindy, jy kan kom. Petrus 1 Petrus geklop. En Petrus 2 vers 9. Dan ek lees uit 1 Petrus 2 vers 9. Ja. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. So, die Here het hierdie vers op my hart gelê, hierdie verse. Hy Spreuke 31. Okay. So, Maar seën my kind, wat ek in die wêreld het gebring, oor wie ek
'n gelofte afgeleer. Jy moet nie jou lewe op die vroue beskoon, moenie jou lewe leer met hulle wat konings dan struikel. Lange dit pas geskik by konings om te veel wyn te drink. Dit pas nie regerders om aan hulle aan drank oor te gee. Wanneer hulle gedrink het, vergeet hulle die wet en laat hulle nie regskiet aan al hulle onderdomme. Jou geestig drank vir hulle wat beslis is om dood te gaan, laat hulle wat teweeggedruk is aan drink, laat hulle drink om te vergeet hoe arm hulle is, laat hulle vergeet van hulle sonde. Praat namens hulle wat nie self kan bloot, verseker dat daar weggesleep aan hulle wat hulpeloos is. Maak ook jou mond en lede regverdige uitsprake, dat weggesleep aan armes en ellendiges. Soos God se priesterlike volk, goed dat dit in my hart wat die Here van hart lê is, dat ons onsself moet afsonder, soos wat die woord gesê het, en dat ons daardeur mense sal lei, mense wat nie meer is nie, en dat ons onsself sal afsonder vir die Here om 'n leiers te wees, en mense na hom toe te lei, wat daai beslissing doen. Wag, ek ervaar die volgende. As daar iemand is wat hier staan, of jy, of iemand naby aan jou, 'n familielid, is vasgevang in addiction. Een of ander vorm van addiction. Maak nie saak wat dit is nie. Kan drank wees. Enigiets. Dit kan iets soos pornografie wees. Enige addiction. As jy in die bres wil staan vir iemand, of as jy self, en dis nou radikaal hierdie, want dis wat hierdie skrif oopbreek, en ek weet Lindy dra salwing om vir mense te help uit addiction uit. Ek wil nie sy moet bid. As dit jy is of as jy 'n familielid het wat jy aan die Here wil opdra, steek jou hand op. Kom ons bid. Bid Lindy. Here Jesus, bring elkeen wat hulle hand opsteek, Here, wat in hulle harte leef, hulle struikel. Here, U is 'n genadige God, Here, sodat hulle elkeen sal voel, Here, met oorwinningskrag, Here, dat U ons oorwinnaars gemaak. Here Jesus, ek vra dat U hulle sal opstaan, Here, en dat U Heilige Gees hulle uitkom sal maak, Here, voortdooi maak, Here, dis tyd, Here, dat U hulle sal oprig as leiers, Here, en dat hulle testimony sal word, Here, dat hulle ander sal help, dat hulle selfde besluit wil, Here, ek vra dat die Heilige Gees hulle sal aanraak, Here, en dat hulle sal vrymaak van daai slaverny, Here, en dat die vyand hulle sal release, Here, en dat U hulle sal vrymaak, want U het gekom om ons vrymaak, U het gekom om te sê, ek elke persoon, dankie Jesus vir die vrymakingskrag, dankie Jesus. Vader, ons bid daarom nou, dat daai gees van verslawing die knie sal buig voor die naam van Jesus Christus. Ons spreek tot daai geliefde, ons spreek tot daai persoon in hierdie gehoor, daardie persoon wat naby is, daardie kind, daardie sussie, daardie man, daardie mevrou wat vasgevang is in verslawing. Ons kom teen jou alkoholgees en ons sê, breek in die naam van Jesus. Ons kom teen jou verslawingsgees in Jesus naam, buig die knie. Ons kom teen jou gees van welis en ons sê vir jou, jy het nie reg nie in ons harte nie. Die Here roep ons as 'n koninklike priesterdom om heilig en afgesonder te wees vir die Here. En daarom bid ons dat U sal kom en ons heilig en ons reinig as 'n gemeente in Jesus naam. Amen. Dankie Lindy. Amen. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied voor ons die diens beëindig. Dankie.